Nou, ons is die afgelope, ek dink 3 weke al besig om 'n stukkie terugvoer te gee van wat ons as gemeente glo die Here ons voor geroep het om in hierdie stad te doen. Ons as 'n Doxadeo gemeente is glad nie die enigste gemeente wat hierdie stad kan omkeer nie. Dit gaan vra dat God se kerk begin saam staan en die gebrokenheid van ons stad raak sien. Ons is maar net een van die rolspelers. Maar die Here het vir ons al 'n geruime tyd terug gesê dat die skole dis waar sy heerlikheid moet kom. En julle het daai eerste week gehoor waarmee ons besig is in ons tree-bediening in die skole waar die Here vir ons 'n deur oopgemaak het. Maar die Here het ook vir ons gesê dat ons op die universiteit 'n stuk heerlikheid moet bring. En julle het gehoor van ons busbediening, waar ons besig is om studente wat nie self vervoer het nie, na die gemeente toe te bring om hulle te kan bedien. Die Here het ook vir ons gesê om die geestelike leiers van ons stad 'n samehorigheid te begin vorm. Julle het gehoor van Untold Stories. Julle het gehoor van ons ander uitreike. En die Here het ook vir ons gesê, die gebrokenheid van ons stad, die pyn in ons stad. En julle het verlede week vir Boeta Swart en Somein gehoor, en is mense in ons gemeente, wat 'n hele sambreel van bedieninge in ons stad het, om seker te maak, die wat op die buiterand van die samelewing is, word bedien. En vandag wil ek 'n stukkie met jou deel oor iets wat die Here op ons harte gesit het, al 'n baie lang ruk terug. En dit is vir mense wat deur moeilike tye gaan, op 'n emosionele vlak. Jy sien, as jy dit nie geweet het nie, maar in vandag se wêreld is iets soos angs en depressie nie meer net 'n uitskieter wat iewers gebeur in 'n ver langse storie nie. Dit gebeur met jou, langs jou. Waarheen gaan 'n mens met dit? Baie mense sê, ek wil kerk toe gaan, dalk kan iemand vir my bid, dan sal dit verdwyn, dalk kan ek begin om 'n Bybelstudie te doen daaroor, dat die Here dit kan wegvat, dalk het ek 'n demoon, wat iemand net moet uitdryf. Die ander kant is, kom ons gaan dadelik na 'n sielkundige of 'n psigiater toe, maar baie mense is skrikkerig vir dit, want dan moet jy erken dat jy effens mal is mos. So ons gaan eerder na die pastoor toe, kyk of hy nie vir ons Prozac deur 'n gebed kan gee nie. En dan besef 'n ou nie dat iemand wat deur 'n swaar tyd gaan emosioneel, dit baie meer kompleks is as net 'n geestelike probleem. Dus daar is definitief geestelike goed wat rondom dit gebeur, daar is ook emosionele faktore, maar daar's ook fisiese faktore. En ons as gemeente het gesê, Here, ons wil begin om een van die rolspelers te wees, wat dalk die mees toeganklike omgewing is vir mense wat deur sulke uitdagings gaan. Wat mense kan omhels en begin op 'n pad van herstel. So, julle sal hoor, ons het 2 kursusse wat ons jaarliks doen, Divorce Care, vir gesinne wat deur egskeiding gaan, Grief Share, vir mense wat geliefdes aan die dood afstaan, en dan het ons 'n ongelooflike bediening met ons bemoedigers in hierdie gemeente. Gewone mense wat sê, Here, ek wil toegerus word om mense te bemoedig wat deur swaar tye gaan. Maar dan het ons 'n 4de been wat ek vanoggend aan julle wil bekendstel. En Annika, jy kan my gou join hierso. Iets waaroor ons al 'n lang tyd droom en wat die Here op ons harte druk, en ek dink die Here het iets van dit bymekaar gebring die laaste paar maande, is ons wil graag 'n voltydse life center kantoor hê, waar ons kan in vennootskap staan met ander organisasies, maar ook self iets van 'n pastorale bediening bied vir ons stad. So Annika Fourie kan ek dan nou maar
vir julle sê, sy's 'n ou gesig van hierdie gemeente. Sy was laas 'n jong gesig toe sy weg was. En hulle het deel gevorm van ons Noordkampus planting. En sy is 'n arbeidsterapeut en die Here het met haar pad gestap en sy sal nou haar storie vertel om dan nou amptelik van volgende jaar af 'n voltydse life center kantoor te hê by Doxadeo Suid en by die Noorde. So ek wil graag hê sy moet iets van haar storie en iets van die hart van Life Center met ons deel. Dankie Anneke. Dankie Eugene. Ek gaan julle ongelukkig nie kan help met Prozac nie, maar dalk 'n verwysing na iemand toe wat kan. Ja, toe ons nou vanoggend hiernatoe ry, ek was die laaste keer dat ek in hierdie gangetjie afgestap het vir kerk was 4 jaar terug. So toe ons vanoggend hier instap, toe vra my dogtertjie vir my, hoekom gaan ons nie na ons kerk toe nie? So dis lekker om te sien dat ons wel nog 'n kerk aan die kant ook het. Maar ja, net so 'n stukkie van die pad wat ons gaan stap in die hart agter Life Center en wat die Here regtig besig is om te deel. So ek is 'n arbeidsterapeut, maar ek is gespesialiseer in psigiatrie. Ek werk nou al die afgelope 10 jaar in psigiatriese hospitale hier in Bloemfontein. Ek het my werk begin in 'n verslawingseenheid waar ek vir 5 jaar gewerk het en toe later oorgegaan het na korttermyn psigiatrie toe. En dit is regtig 'n ongelooflike passie vir my en iets wat die Here eintlik van kleintyd af in my hart gebroei het. Ek het groot geword in 'n enkel ouerskap huis met 'n ma wat gesukkel het met geestesgesondheidsprobleme en van daai tyd af het die Here eintlik al hierdie behoefte wakker gemaak waar mens sien maar waartoe gaan hierdie mense en waar kry hierdie mense regtig ondersteuning en hulp om net regtig weer aan die ander kant te kan begin uitstap. En so het ek begin swat en toe nou betrokke geraak in psigiatrie en my opleiding gaan verbreed en begin werk in hospitale en hoe meer ek in dit betrokke raak en hoe meer ek in dit werk, hoe meer ek weet en hoe meer ek die wetenskap verstaan, hoe meer bevestig dit vir my net dit wat ek in die Bybel lees. Ek dink as jy regtig begin verstaan hoe psigiatrie werk en hoe jou liggaam werk en hoe jou liggaam funksioneer en die goed wat ons vandag as wetenskaplike prinsipe op die tafel kom sit, is eintlik goed wat God vir ons al jare terug in die Bybel gesê het. Word stil, wees in die natuur, haal asem. En dit is eintlik sulke eenvoudige beginsels, maar wat God al lankal vir ons kom gee het, en nou het ons nodig gehad vir wetenskap om vir ons te sê, die Bybel sê eintlik wat ons nodig het om beter te raak. So, ja, ek dink 'n leemte vir my in die privaat sektor van psigiatrie is dat ons nie vir mense identiteit mag spreek nie identiteit mag praat nie, en dit is iets wat Life Center kan doen, is om vir mense regtig net 'n plek te kom gee, waar hulle weer hulle identiteit met God kan kom vestig, en terselfdertyd professionele hulp te kan kry vir die areas waar hulle dit nodig het. Dit is twee goed wat ons nie kan skei nie. Jy kan nie die een sonder die ander een doen nie. Want as jy net die geestelike roete stap, dan kry ons waar mense baie seer gemaak word, omdat mense nie simptome verstaan nie, of nie verstaan wanneer medikasie dalk nodig is nie, of verkeerde goed sê wat mense se laat voel dat hulle misluk het, of dat hulle nie genoeg geloof het, omdat hulle swaar kry nie. En as jy net die wetenskaplike roete stap, dan mis jy waar mense hulle identiteit moet ontdek, om regtig te verstaan wie en wat God hulle geroep het om te wees. Dit is 'n pakkie wat saam hoort, en dit is die hart agter Life Center. So die behoefte is regtig groot. Net in Suid-Afrika wys die statistieke dat 75% van Suid-Afrikaners ten minste een erge traumatiese ervaring in hulle lewe gaan hê. 55% van Suid-Afrikaners gaan 2, 3 of 4 traumatiese ervarings in hulle lewe hê. En net 90% van daai mense kry hulp. En dit is ongelooflik hartseer. 30% van Suid-Afrikaners gaan langtermyn met psigiatrie sukkel. En die groot probleem is dat ons sit met 'n privaat stelsel waartoe meerderheid Suid-Afrikaners nie toegang toe het nie, of nie verstaan hoe dit werk nie, of net baie limited resources het om dit te kan intree, en dan sit ons met 'n staatsstelsel waar jy dalk 'n psigiater 1 keer in 2 jaar kan sien. So die kerk is nodig om in hierdie plek in te tree,
om vir mense weer 'n bruggie te kom bou, om te kom sê, maar daar is 'n plek waar jy die hulp kan kry, maar terselfdertyd wil ons jou hand vat, om te gaan vind wie en wat jy is in God. Laas jaar met 'n sensor wat oor Suid-Afrika gedoen het, was 6 uit 10 jong mense wat op skool is, wat gesê het, hulle het 'n behoefte vir iemand om met hulle te praat oor hulle geestesgesondheid. Dit is 60% van ons kinders wat in skole sit. So ek dink dit is 'n area wat ons regtig nie meer op kan stil bly nie. Dit is 'n area wat God regtig vir ons net wil kom wakker maak om te kom sê, maar hoe kan ek intree en net 'n plek gaan skep waar hierdie mense ook kan veilig wees. So die hart agter Life Center en wat ons wil bou, is dat Life Center 'n verbindingsnetwerk sal wees. 'n Netwerk wat ons 'n platform kan neersit op die tafel waar psigiaters, sielkundiges, maatskaplike werkers, arbeidsterapeute, enige iemand wat in die beroep is, kan intree in en kan kom sê, ek het 'n uur 'n week wat ek kan gee, of ek het 2 ure 'n week wat ek kan gee, dat ons 'n netwerk kan skep om mense te begin vang. Jy kry min mense wat voltyds net dit kan doen vir geen salaris nie, so ons moet intap in 'n stelsel en dit moontlik maak vir mense om te kan sê, maar hierdie is wat ek kan bring, en dit is wat ons wil doen deur Life Center. Ons wil hê dit moet 'n plek van bemoediging wees, en dit is waar ons ministries in die kerke gaan wees, waar ons bemoedigers oplei oor hoe stap jy pad met iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat dalk nou nie noodwendig psigiatrie intervensie nodig het nie, maar net iemand nodig het wat saam met hulle 'n paar keer kan bid, of net 'n bietjie weer hulle te bemoedig en terug te wys na God toe. Ons wil hê dit moet 'n plek wees waar mense kan dien, waar mense kan inkom en kan sê, ek het 'n passie vir mense, ek wil mense dien, ek wil mense help deur moeilike tye, en dan met dit ook jou op te lei oor hoe doen ek dit, en eintlik vir jou die bane te wys van wat is bane wat jy kan loop om jouself meer op te lei om dieper in hierdie ministry in te tree. En dan wil ons ook hê, dit moet 'n platform wees vir groepe, waar jy mense kan ontmoet wat deur soortgelyke goed gaan, soos Divorce Care wat klaar daar is, Grief Share wat daar is, en dan het ons 'n paar wat ons volgende jaar weer wil begin launch en wil begin inbring, dat daar platforms is vir mense wat deur moeilike tye gaan. So ek dink my groot hart en die prentjie wat God vir my bring is Psalm 23, en dit is iets wat die hele tyd hier in my gedagtes rond is, 'n tafel van genade, waar God sê, maar kom sit net weer by my, al is die wêreld chaoties rondom jou. En Life Center se droom is om net mense te help, weer terug na hierdie tafel toe, en weer te fokus, waar hulle veronderstel is om te fokus, maar met die professionele hulp wat hulle ook dalk mag nodig hê. Baie dankie, Annika. Ja, so, dis iets opwindends, wat ek dink, deur dit wat die Here in hierdie gemeente doen, so 'n groot seën vir ons stad kan wees. En ek wil vrymoedigheid vat en jou vanoggend vra, ons gaan dan nou, Annika gaan voltyds hier by ons, op ons personeel kom, en ons Generosity Fonds is juist die plek waar ons julle vra, ons mense vra, boonbehalwe jou 10de, om 'n stuk van dit wat die Here aan jou gegee het, eenkant te sit, om te gee vir mense wat in nood is in ons stad. En wat ons doen is, elke jaar vra ons jou om 'n debietorder in te vul, want ons moet salarisse kan bepaal per maand, en op die ou einde van die dag, al die projekte wat julle nou gesien het, word befonds deur daai fonds. En ek wil jou regtig uitnooi en vra, wil jy nie daaroor gaan bid nie, of miskien het die Here alreeds in hierdie oomblik met jou gepraat en gesê, ek kan dalk nie self betrokke wees nie, maar ek kan 'n stuk van dit wat die Here vir my gegee het, kan ek gee, om dit wat Annika vandag met ons gedeel het, te sien gebeur. Jy sal sien daar voor jou op die QR-code, die eerste ding wat jy daar sal sien is ons Generosity bladsy op ons webtuiste, en jy is welkom om sommer daar in te gaan as jy 'n debietorder wil invul. Dis op ons webtuiste, is 'n aanlyn debietorder. Jy sal ook, volgende week gaan ons vorms ook beskikbaar hê, as daar mense is wat sê, ek wil graag eerder 'n vorm invul. Maar jy sal sien, daar's 'n paar opsies op die debietorder wat jy kan invul. En ons het die eerste een gemaak, R350 'n maand.
Nou wat is R350? Dis 1 60 aflewering minder 'n maand. Dis al. Ons het uitgewerk om en by, as ons al die projekte wil laat voortgaan in die volgende jaar, het ons om en by R1.2 miljoen nodig. En hier is die ding, as Doxadaya Bloemfontein, as ons 300 mense het, wat R350 'n maand gee, dan het ons alles wat ons nodig het. Maar ek weet ook van julle het groter kapasiteit en 'n groot hart en 'n vrygewige hart en julle kan ook meer as dit gee. Daar's ook opsies vir dit. Maar ons as 'n gemeente vertrou die Here dat sy heerlikheid nie net hier sal gebeur nie, maar dat dit in ons omgewing sal gebeur.